hartlike goeie dag aan elkeen by die huis. Wonderlik om weer met julle te kan gesels hier by ons program Gebedsversoeke van my Yvonne Besuidenhout en Ansie Smit. Sê ons welkom by ons. Ons kuier graag saam met u en praat vandag oor die autoriteit van die bidder. Wat is die autoriteit wat die Here vir my en vir jou as bidder gee? Vandag gaan ons 'n bietjie kyk in 1 Johannes 15 vers 7 sê, gee Jesus ons die volgende sleutel in 'n oorwinnende gebedslewe. Hy sê in 15:7, as julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. So, dit gaan oor 'n verhouding met die Here. Gebed is 'n noodmaatreël, 'n towerformule nie, maar 'n gebed met jou vriend. Net soos wat jy met jou beste vriend sal praat, so praat ons met die Vader. Benny Hinn sê, no relationship, no anointing, en dit is so. As ons nie 'n verhouding het met ons Vader nie, dan gaan ons nie daardie salwing ervaar wat ons ervaar wanneer ons in 'n intieme verhouding is, daardie kanaal wat ek en jy het tussen Vader en jouself nie. Wanneer ons praat, luister ons Vader. Hy kommunikeer met ons terug deur verskillende maniere, maar ons moet daardie verhouding, ons moet die Engelsman sê approach, benader, soos wat jy met my sal gesels, jy met jou man sal gesels, ons moet daardie verhouding hê. Ons sien hierso wat Jesus hier sê is, as jy doen wat ek sê, sê Jesus, sal ek doen wat jy sê. As jy na my luister, sê Jesus, sal ek na jou luister. Ja, autoriteit is die reg om die mag wat aan iemand anders behoort namens hom te gebruik. So ons het die mag en die gesag wat God ons gegee het, maar ons gebed word dikwels nie verhoor nie, want ons het dit verkeerd om, soos Yvonne nou gesê het, as julle in my bly, en my woorde in julle. So dis absoluut 'n verhouding elke dag wat ons moet bou. Ons luister nie altyd na God nie, en baie keer luister hy ook dalk nie na ons nie. As jy kyk na mense wat doof is, gewoonlik kan hulle nie hoor ook nie, want die twee gaan hand in hand. Soos kinders wat leer in 'n huis, sal hulle leer net later wat pappa en mamma praat, of hulle praat dan ook later soos pappa en mamma. En dis hoe ons ook moet lewe, ons moet hoor wat ons pappa sê, en dan bid ons, en dan luister ons weer wat hy vir ons sê. So ons het absoluut met hierdie versie, is ons antwoord op gebed gewaarborg. As ons dit dan vergelyk met water, wat deur 'n waterpyp vloei, die water is die woord en die gees, en ons is dan baie keer die pyp wat God gebruik. Maar ons kan ook daai water toedraai, as ons nie genoeg intimiteit het nie, of ons nie genoeg tyd spandeer nie, as ons ongehoorsaam is. So die lewe en die krag is in die water. So ons moet elke dag ons geestelike dors les met die woord van God en met gebed. En dis dan ook hoe ons groei in die lewe en hoe ons sterker word in ons geloof. Gesag is die eerste geskenk wat God aan Adam gegee het. En wat 'n wonderlike geskenk het hy verloor, omdat hy ongehoorsaam was en omdat hy leuns geglo het. Ja, Genesis 1 vers 28 tot 29 sê, en God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. Hier sien ons dat God van die begin af vir ons autoriteit gegee het, soos Ansie gesê het, Adam het dit verloor deur ongehoorsaamheid. Ons sal net nou verder hoor, hoe kry ons die autoriteit terug? Ja, Jesus het aan elke gelowige hier op aarde sy naam gegee as autoriteit. En ons sien elke keer as ons die naam van Jesus gebruik, hoe die wonderwerke gebeur, hoe omstandighede verander, hoe situasies verander. Ons het absoluut die volmag. Die volmag is die magtiging wat 'n ander persoon gegee word, om namens die uittrekker op te tree in regs of enige verdere aangeleenthede. As ons dink in die ou vroeë jare, het ons die chequeboek gehad het.
baie keer as jy vir 'n firma gewerk het of 'n besigheid, het hulle vir jou die magtiging gegee om te betaal, om die cheque te teken. Al het jy dan nie geld in die bank, het jy die magtiging gehad om namens die firma op te tree. Ons het dieselfde in vandag se lewe. Ons het die magtiging om namens Jesus op te tree. Jesus het ook self vir ons gedemonstreer op aarde hoe hy dit gebruik het. Ons tree dus vandag op as 'n gesagvolle verteenwoordiger op aarde. Alles wat Jesus op aarde gedoen het, het hy gedoen, ook in die naam van sy Vader. So tree ons dan ook as gelowiges op in die naam, omdat ons die volmag het. Die bepalings van die oordrag is ook in ons hande. Baie keer as jy 'n huis oordra, dan teken jy die oordrag en jy gee vir die ander persoon toestemming. So daardie oordrag bepaal dan die waarde. Ons het absoluut die waarde in die woord van God. Die Bybel is ons dokument wat vir ons die opdrag gee, die gesag gee. Hy gee vir ons duidelike riglyne hoe ons dit kan doen. En elke sin in die Bybel wat in rooi ingeskryf is Jesus se woorde. As ons dan kyk in Matteus 28:8, Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. En Jesus het dus al daai mag aan ons oorgedra wat ons gebruik vandag en elke dag se lewe. Yvonne, wat sê die Amplified? Ja, dit is Matteus 28 vers 18, nie 8 nie, maar kom ons sê Amplified sê hulle, Jesus came, Pence said to them, all authority, all power of absolute rule in heaven and earth has been given to me. So Jesus het al die mag ontvang en hy gee dit weer aan ons oor. Net soos Ansie gesê het, die Engelse praat van power of eternity. Jy kry die power of eternity by Jesus. Hy gee jou die mag om dit te doen. Jy, met ander woorde, die oomblik wanneer jy wedergebore kind van God is, gee hy vir jou die dokument wat sê, jy is my proxy. In die sê hulle, as jy by 'n werksplek werk, en net soos Ansie gesê het, jy moet dalk 'n chequeboek beheer, hulle gee vir jou volmag met die cheque, of jy moet die lisensie van die maatskappy uitneem, moet jy 'n proxy 'n brief skryf, dit ingee by die instansie om te sê, die maatskappy het my die volmag gegee om autoriteit te neem oor hierdie of daardie funksie. So gee Jesus vir ons die autoriteit. Ons moet dit net neem. Dit help nie ons, hy gee vir ons die brief, maar ons bære hom in die laai en ons gebruik dit nooit nie. Jesus gee vir my en vir jou volmag deur hierdie autoriteit te kan gebruik. Ja, as ons dan kyk na Filippense 4:13, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. As ons 'n bietjie dink in die Afrikaanse vertalings praat van gesag en mag, die Engelse vertaling praat van authority and power, maar as ons 'n bietjie dink aan hierdie gesag, as 'n verkeersman daar buite staan en hy het geen uniform aan nie, het hy geen krag om die verkeer te stop nie. Maar die oomblik as hy die uniform aantrek en hy sit daai wit hand in die lug, dan bring hy die grootste bustrok tot stilstand, want hy die gesag, hy tree namens die landswette op. So het ons dan ook hierdie mag om te kan optree volgens ons God se wette. As ons dan kyk, hoe gebruik ons hierdie gesag? Die Bybel vertel vir ons dat Jesus aan die regterhand van God sit. Jesus is besig om in te tree vir sy kinders elke oomblik. En as ons kyk na Efesiërs 1:20, ja, in Christus Jesus het hy saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom in plek in die hemel gegee. Efesiërs 1:20, hy het gewerk in Christus toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan die regterhand in die hemele. Vers 21, bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. Vers 22, en hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee. Hier sien ons die absolute gesag wat Jesus vir ons gegee het.
As ons dan kyk, Efesiërs 2:6, saam opgewek en saam sit in die hemel in Christus Jesus. Christus sit aan die regterhand van God, dis die hoogste gesagsposisie wat daar is. En hy tree vir ons in. Dis hoekom die Bybel ook in Romeine 5:17 sê, dat die wat die oorvloed van genade en die vryspraak as gawe ontvang het, sal lewe en heerskappy voer. Ons is nie meer gewone mense nie. Ons behoort aan God se koninkryk, ons is sy priesters, en ons God is koning. Openbaring 1:6, hy het ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God en sy Vader. Daarom moet ons die geestesgesteldheid hê, ons moet die, soos die Engelse sê, die attitude, die posisie inneem van 'n koningskind. En as ons kyk na wat konings doen, hulle bedel nie, hulle vra nie, hulle reik 'n opdrag uit, hulle gee bevel, en hulle verwag van die mense om dit na te kom. So dis die hoogste gesagsposisie wat ons op aarde het. Ek dink nie ons besef altyd hierdie gesagsposisie wat ons het, in die naam van Jesus nie. Jesus het ook vir ons 'n voorbeeld gegee, toe hy vir sy disippels gesê het, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Johannes 20:21. Ons sien dat hy nooit die Vader gevra het om siekes te genees of wonderwerke te doen nie. Hy het eenvoudig soos 'n koning opgetree, hy het die wonderwerk beveel om te gaan, hy het die storm stil gemaak. Die Bybel sê hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy seun wat hy liefhet. Kolossense 1:13. Ons is dus reeds oorgeplaas uit die Satan se sweer na die koninkryk van Jesus, en in sy teenwoordigheid het die duiwel geen mag oor ons nie. So ons lewe in God se koninkryk, in die lig van die koninkryk van God, en ons het autoriteit om te neem oor Satan en die duisternis van hierdie wêreld. Ja, so ons sien eerstens moet ons weet wie ons is in Christus om hierdie autoriteit op te neem, en tweedens moet ons weet dat ons onder gesag staan. Dit is nie alleen ons posisie wat belangrik is nie, maar ook ons gehoorsaamheid en ons onderwerping aan God. Dit was ongehoorsaamheid wat veroorsaak het dat Adam en Eva hulle gesag in die tuin verloor het. Net so kan opsetlike ongehoorsaamheid verhinder dat ons hierdie gesag kan gebruik. Ons ken die verhaal van die Romeinse offisier wat vir Jesus gesê het, ek is ook 'n mens wat onder gesag staan, en ek vir my soldate sê, gaan, dan gaan hulle. As ek sê, kom hierheen, dan gaan hulle. So ons sien dit duidelik, dat hy gesê het, hy weet wat dit is om 'n bevel te gee, en mense wat onder hom staan. Matteus 8:9 lees ons dit, Jesus het geantwoord, ek het nog niemand in Israel met so 'n groot geloof teengekom nie. Matteus dan sê hy, daar is 'n verband tussen geloof en die gebruik van gesag. Die offisier het besef dat Jesus onder die gesag van die Vader staan, en daarom gesag gehad het oor die slaaf se toestand. Jakobus 4:7 leer ons, onderwerp julle dan aan God, staan die duiwel teë, en hy sal van julle af wegvlug. Eers onderwerp ons en dan bied ons weerstand. Dit beteken dat ons, as ons aan God onderworpe is, het ons gesag en mag van om die duiwel teë te staan. Om aan God onderwerpe te wees beteken eerstens dat ons gehoorsaam is aan die wil en die woord van God. Paulus skryf in 2 Korintiërs 10:6, aan ons is ook gereed om met elke ongehoorsaamheid af te reken, sodra julle eie gehoorsaamheid volkome is. Tweedens beteken dit dat ons onder gesag staan wat God gedelegeer het. Of dit nou in die kerk is, in die gesin of in die staat is. Ons kan nie gesag uitoefen as ons nie aan 'n hoër gesag onderwerp is nie. En die hoogste gesag is die gesag van God. En wanneer ons duiwels uitdryf, weet hulle is baie bewus van hierdie rangorde en onder watse gesag ons staan. So as ons dit verkeerd toepas, sal hulle nie luister nie. En as ons dit met die regte orde vorentoe gaan, met daardie autoriteit onder gesag van God, nie uit ons eie krag nie, dan sal hulle reageer wanneer ons daardie gesag gebruik.
Ja, as ons daarin kyk, dat ons die naam van Jesus moet gebruik. Jesus delegeer gesag aan ons deur sy naam. As ons kyk na Filippense 2:9 sê die Bybel, dat Jesus 'n naam het, wat bo elke naam is. Wanneer ons sy naam gebruik, verteenwoordig ons hom. Satan is nie bang vir ons nie, maar die een wat ons verteenwoordig. En dit is hoekom Jesus gesê het, in my naam sal julle duiwels uitdrywe. Markus 16 vers 7. As ons net daarop kan konsentreer, Jesus die naam bo elke naam. As ons 'n bietjie dink aan siekte, kanker, dis 'n naam. As ons dink aan armoede, dis 'n naam. As ons dink aan werkloosheid, dis 'n naam. Dan het ons die autoriteit om Jesus se naam te gebruik oor hierdie name. Want ons het in die woord, in sy naam sal julle duiwels uitdrywe, Markus 16:17. En ons het ook iewers gelees van die predikant wat eendag kerk toe gegaan het, en daar demone in die kerk begin manifesteer, en hy het net gesê, ek beveel julle om uit te gaan. En die demone het later geantwoord en gesê, maar ons weier. En toe het hy begin om te sê in die naam van Jesus. En hy het die naam van Jesus begin gebruik, en daai duiwels het weggegaan. So ons sien dat ons die naam van Jesus bo elke naam kan gebruik. Ook as jy nie lekker voel nie, as jy pyn het of siek is of seer het iewers, gebruik die naam van Jesus en sê, Jesus, deur Jesus se wonde is ek genees. As jou kind ongehoorsaam is, in rebellie gaan deur mekaar raak met verkeerde goed, gebruik die naam van Jesus oor daai situasie. Ons almal dink, ons kan sê, toe ons kinders groot gemaak het ons altyd gesê, wag 'n bietjie tot jou pa vanaand by die huis kom. En dan die kinders besef, maar daar kom iemand met gesag groter as my ma by die huis, en ons moet nou versigtig wees, of ons moet luister. So daar die twee dogtertjies gespeel, die een aand in hulle kamer, en die een hulle ma het gesê, hulle moet 9 uur gaan slaap, en die een dogtertjie het net gespeel, en toe sy later, die ander sussie vir haar gesê, as jy nie nou stil raak en ons gaan slaap, gaan ek vir mamma gaan roep. En onmiddellik het sy besef, dat mamma het autoriteit, so ons moet nou maar liewste rustig raak en gaan slaap. So ons moet ook leer, en ons moet dit ook vir ons kinders en ons kleinkinders leer, dat ons die naam van Jesus elke oomblik oral kan gebruik, en dat ons dan kan sê, Jesus het self, toe hy in die woestyn was, die duiwel geantwoord met daar staan geskrywe. So ons moet dan leer om die naam van Jesus in elke situasie te gebruik. Ook as ons siekes gesond maak, baie keer kry ons versoeke om vir iemand te gaan bid, en ons kan nie vir God sê as dit sy wil is nie. Hy sê, ek het vir julle die autoriteit gegee om siekes te genees, om my hande op te lê in die naam van Jesus. So daarom, dink 'n bietjie aan Petrus toe hy die man met die gebreklike hand gesien het. Hy het gesê, geld het ek nie, maar wat ek het, gee ek vir jou. In die naam van Jesus, staan op en loop. Party vertaling sê, in die naam van Jesus Christus van Nasaret, staan op en loop. Handelinge 3 vers 6. En ons sien duidelik, dat hy opgestaan het, Petrus het gesag geneem, en toe het hy die wonderwerk later verduidelik, en gesê, deur die geloof in sy naam, het hy die bene van hierdie man wat julle sien, sterk gemaak. Handelinge 3 vers 6. So ons sien oral voorbeelde in die Bybel, waar die disippels gebruik het, om die naam van Jesus as autoriteit te neem. Ons kyk ook na Lukas 9 vers 1 tot 2, en hy het sy 12 disippels saamgeroep, en aan hulle mag en gesag gegee, oor al die duiwels en om siektes te genees. En hy het hulle uitgestuur om die koninkryk van God te verkondig, en siekes gesond te maak. Wat 'n wonderlike opdrag is dit, wat ons elkeen kan daar buite uitoefen. Ons moet leer om dit 'n gewoonte te maak, om hierdie koninkryk van God as ons eie te maak, en die naam van Jesus as ons eie, en dit elke dag te gebruik.
Nou, vierdens moet ons die woord van God toepas. 'n Voorbeeld hiervan om te doen vind ons in Matteus 4. Toe die duiwel vir Jesus in die woestyn versoek het, het Jesus elke keer geantwoord, soos Antjie ook net nou gesê het, dit staan geskrywe, God se woord dra gesag. God se woord het mag. Genesis 2 vers 7 vertel ons, die Here God het toe na die mens gevorm uit stof van die aarde en lewensasem in sy neus geblaas, sodat die mens 'n lewende wese geword het. Die Hebreëse woord wat met die lewende wese vertaal is, beteken 'n ander pratende gees soos God. Ons het dus die vermoë om soos God te praat. En dit is wat die mens met die heerskappy op aarde gegee is. Die Romeinse offisier, wat verstaan het waar Jesus se gesag vandaan kom, het vir hom gesê, sê maar net 'n woord en my slaaf sal gesond word. Matteus 8 vers 8. Daarom as ons gesalf deur die Heilige Gees die woord van God spreek, stel ons gesag vry. Tog vra baie mense nog vir God om dinge vir hulle te doen, in plaas daarvan dat hulle maar net self God se woord met gesag spreek. Psalm 119 vers 89 lees, U woord, Here, staan vir altyd vas in die hemel. Ook in die hemel is God se woord sy finale gesag. Efesiërs 6 vers 17 sê, word God se woord gebruik, die swaard van die Gees. Dit word genoem die swaard van die Gees. Wanneer ons dus die woord van God verkondig, plaas ons 'n swaard in die hande van die Heilige Gees en namens ons te veg. Wat meer is, dit bring die engele in beweging. Lees maar Psalm 103 vers 20 sê, loof die Here, magtige engele wat sy opdrag uitvoer. God gee vir ons sy woord, maar ons moet daaraan 'n stem gee. As ons dit doen, kom engele naam ons in beweging. Verlede keer het ons gepraat oor die wapenrusting en ek het genoem dat die wapenrusting en wanneer ons bid, aktiveer dit wapens. Jesaja 55 vers 11 sê, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Ja, soos Yvonne gesê het, God se woord is gees en lewe. So die oomblik as jy bid, dan aktiveer jy hierdie gees en die lewe. En as ons kyk in die natuur, ons is die enigste wesens wat die voorreg het om te kan praat, en daarom moet ons woorde tot God se eer wees, en ons woorde moet in lyn wees met God se woord. As ons dan kyk in die 5de plek, na die bloed van Jesus, dit is 'n wonderlike geskenk. Op die aand van die Pasga, toe hulle dit gevier het, moes die kinders van Israel die bloed van 'n lam neem, en dit op die deure, die kosyne van hulle huise smeer. Dan sou die vernietiger by die huis verbygaan. Op dieselfde manier kan ons die bloed van Jesus, die lam van God, in ons lewens ook gebruik. En die duiwel en sy bose geeste kan ons nie beïnvloed nie. So ons kan ook leer, en ons kinders en kleinkinders leer, om elke dag die bloed van Jesus oor hulle self te pleit, ook as hulle werk toe ry, as hulle skool toe gaan, oral waar hulle gaan, om hulle toe te maak met die bloed van Jesus. As ons dan kyk in Openbaring 12:11, ons lees daar dat selfs die oorwinning oor hom behaal, dankse die bloed van die lam en die boodskap waarvan buite getuig het. Hulle het nie hulle lewens lief gehad, dat hulle onwillig was om vir hom te sterwe nie. Ons het een keer ook die boer gehad, wat baie jakkalse onder sy vee gehad het, en op 'n dag het die predikant voorgestel, dat hy vir beskerming die bloed van Jesus moet aanbring oor sy eiendom. Hulle het saam gebid oor die plaas en verklaar, in Jesus se naam plaas ons die beskerming van Jesus se bloed oor hierdie eiendom, en ons trek 'n lyn van sy bloed op die plaas. Die volgende oggend kon die boere groot aantal jakkalse langs die lyndraad optel. Toe ek jonk was en evangelisasiewerk gedoen het, het ek op 'n dag dis 'n ander storie, met Simon, 'n alkoholist, na die Here gelei. Simon het egter in 'n huis met ander verslaafdes gedeel, en hy was bang dat hy sou terugval.
Ons het saam gebid en verklaar dat Jesus se bloed die ingang na sy kamer sou beskerm. Toe ons Simon 'n week later raakloop, het hy vertel dat niemand in staat was om in sy kamer te kom nie. So as ons lees in Hebreërs 9:17, 'n testament word alleenlik geldig as die testamentmaker oorlede is. Dit word nooit van krag solank die persoon lewe nie. Wanneer die testamentmaker sterf, is die erfposie van krag. Daarom getuig die bloed van Jesus dan dat die testamentmaker Jesus gesterf het en dat ons nou erfgename geword het van God. Erfgename saam met Jesus. Alles wat eenmaal aan Christus behoort, behoort ook nou aan ons en ons het die gesag. Ja, ons is dankbaar vir Jesus dat hy hierdie gesag vir ons gegee het en omdat hy opgestaan het uit die dood en opgevaar het, waar hy intree by Vader van ons, het hy vir ons dan toestemming gegee om die gesag te gebruik. Vinnige opsommingkie. Eerstens moet ons weet wie ons is in Christus. Tweedens moet ons weet dat ons onder gesag staan. Derdens moet ons die naam van Jesus gebruik. Vierdens moet ons die woord van God toepas en vyfde moet ons die bloed van Jesus benut. Ons sluit vandag hier af, ons gaan volgende week verder, net vinnig die versoeke vir hierdie week. Ons het anoniem, ons het baie versoeke gekry vir werkloosheid, ons het ook baie versoeke gekry vir genesings, ons het 'n versoek gekry van dobbelverslawing, ons het ook baie families wat iemand in die dood afgestaan het, wat gevra het vir bid asseblief vir vertroosting. Ons bid vir ons pastore steeds, besigheidsmanne en vroue. Ons bid vir redding, vir ons kinders, ons jong mense, ons jeug, ons skole. Ons bid ook vir ons land. Graag wil ons net gou erkenning gee. Die bronne wat ons gebruik het vir vandag se stuk is uit Henny Jakob se boek, Leer ons bid, en Dave en Francis van der Berg se skrewe op die internet, Glory to Glory. Ons sê dankie, en julle kan ook vir Henny Jacobs kontak, as julle meer ook oor hierdie boekie wil hê. Ons sal later in die programme wat volg vir julle ook meer inligting gee oor sy boekie, Leer ons bid. Maar nou sluit ons af, en Ansie gaan vir ons afsluit met gebed vir hierdie versoeke. Onthou om vir ons te bid, saam met ons te bid vir hierdie versoeke, en stuur julle versoeke, sodat ons saam kan bid. Die Here sê waar meer of een of twee of meer is, daar is hy. En hoe meer ons daar saam oor bid, hoe meer weet ons, hoor die Here en ons aktiveer die wapens en ons neem autoriteit wanneer jy bid vir elke versoek. Ek groet julle tot 'n volgende keer. Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om weer vandag meer te leer van gebed. Dankie vir die wonderlike geskenk wat U vir ons gegee het, die gesag en die mag, die autoriteit, om Jesus se naam, die woord, ons identiteit in U te gebruik. Vader, dankie dat ons hierdie versoeke vandag na U toe kan bring. Al die werkloosheid, die genesings, die dobbelverslawings, die vertroosting. Vader, ons bid ook vir ons land, ons volk, ons bid vir ons jeug, ons bid vir ons kinders. Vader, dat ons almal 'n ontmoeting met die lewende God sal hê. Heilige Gees, en dat U ons aanraak en ons verander om meer en meer soos U te word. Ons bid vir elke kyker daar buite, dat jy ook werklik sal leer saam met ons om te bid en om autoriteit te neem oor elke omstandigheid, oor elke siekte, oor elke storm daar buite, in die naam van Jesus. Amen. Baie dankie dat julle saam met ons gekyk het. Tot 'n volgende keer. Totsiens.